So Juffrou van Jaarsveld het altyd gesê, 5 minute se beplanning, spaar ure se spanning. Okay, nou hoe werk die besigheid? Ons almal weet, insetkostes raak net buitensporig duur, al die goeders, eisters is duur, die hele lot. So Rubik en Leers het nou met 'n ding vorendag gekom waar hulle basies, waar jy jou parte en goeders goedkoper kan aankoop ensovoorts, as jy net 'n bietjie beplan en die goed vroeër doen. Ek praat met daai, hy gaan my meer vertel, hoe werk hierdie hele besigheid, waar lê die besparings en hoe kom dit terug na jou as boer toe? Luister 'n bietjie. Haai, nou lyk dit. Goed en jy, Chopie? Nee, doodstil, rustig. Mooi. Dinge loop lekker nampe weer, nee. Mooi weer. Yes, die weer het ons nou bederf, ek moet bieg. Ja. Okay, soos ek sê, insetkostes en daai tipe van goed gaan net deur die dak. Jy weet, vervaardigingskostes, die wêreld is onseker, niemand weet waar die goed heen gaan nie, maar julle by Rubik het nou veral op die planters, het julle nou 'n hele, noem dit 'n skema uitgebring, nê? Waar julle basically my as boer, as ek my beplanning beter doen, dan gee julle vir my 'n bang for buck terug in my sak. Hoe werk die besigheid? Ja, weet jy, die program wat ons ingestel het is ook tweedens. Eerste om die kliënte te kry om in te koop in die inspeksieprogram of voor die seisoen of na die seisoen. Dat hy sy planter deurgaan en reg is vir die seisoen. Dat hy weet as die planttyd begin, dat hy aan die gang kan kom. En saam met dit, sodat hy inkoop om 'n beter prys te gee in hierdie inspeksie. Sodat hy sy onderdele kan teen 'n beter prys aankoop. Maar luister hierso, want ek meen, maar hoe werk hierdie ding nou byvoorbeeld? Nee, want kyk, hy kan dit teen 'n beter prys kry. Maar hoe werk daai prys? Hoe kry ek 'n beter prys op die einde van die dag? Ja, weet jy, as hy dit nou voor die seisoen bestel en ons moet ons voorraad vir die seisoen inkoop, dan doen ons dit in 'n groot hoeveelheid koop ons in en ons kry 'n beter prys op die vervaardiging en so kan ons daai beter prys dan nou deurgee vir hom en ons sorg dat ons genoeg voorraad vir die seisoen. En ook julle, want ek meen julle koop jy alles in en julle vervaardig dit klomp goed self. En ek dink enige ou wat weet hoe 'n produksielyn werk, is okay, right, ek gaan nou van hierdie wielietjies maak. Okay? So ek stop die een gedeelte, ons het nou iets anderster gemaak. Ons maak nou wielietjies. Okay, right. Nou begin die goeders deurhardloop en hoe meer ek van hulle op daai een slag kan maak, hoe beter is my effektiwiteit, die hele lot. As ek 1000 maak versus 100 maak, dan is my prys per unit op 1000 net minder op die einde van die dag. Dis 100% so, ja. So meer maak teen 'n beter prys en ons gee daai prys deur na die eindverbruiker toe, ja. Okay, want wat belangrik is ook dan net dat ek as boer moet my goed vir julle deurgee en ook dat julle vir die seisoen kan beplan, dat julle, want as niks wat kostes opjaag soos 'n pryses nie, nê. Ja. Ek moet nou skielik, okay, right, julle kort 1000 van iets. Nou moet jy rondskarrel, jy moet 'n ander ding op hul sit, daar's kostes aan betrokke en op die einde van die dag word dit duurder vir my. So ook in julle aftye waar dit dalk rustiger is, by julle fabriek en by die vervaardiging, waar julle hierdie tipe van goed kan maak, net omdat julle meer sekerheid het as 'n besigheid, is ek reg, en ook julle verskaffers. Ja, dis 100%. As jy 'n komponent vat en ons moet vir die seisoen dalk 500 hê en dis wat ons vir die seisoen nodig gaan hê. As die inspeksieprogram help, dan is die rede vir dit is sodat die kliënt se planter dan deurgegaan word, herstel word en dan kan ons nog steeds daai hoeveelheid in die seisoen hê vir die breekasie, maar as hy dan nou voor die seisoen of al die kliënte 3 weke voor die seisoen hulle planters herstel, het ons moontlik nie genoeg voorraad vir die seisoen nie. En nou weet ons ook, ek het parte vir die seisoen, as ek dink, hoe werk hierdie deelneem besigheid? Weet jy, die handelaar sal dan nou met die kliënt kontak maak en hy sal inkoop in hierdie, as hy inkoop, sal die werktuigkundige van die handelaar sal uitgaan en hy sal die inspeksie doen op die planter. Hy sal daai opname deurgee vir die onderdele afdeling wat dan nou die kliënt gaan kwoteer en dan gaan die proses aan die gang kom, bestelling na Rubik toe, dit gaan in vir vervaardiging, dit word eers wanneer die produk herstel word, dit kan nou 3 maande voor die tyd die inspeksie wees, maar voor die seisoen wanneer die planter herstel word, so die kliënt gaan eers betaal as hy in planttyd kom. Dit gaan nie noodwendig wees, hy moet nou die inspeksie doen en nou moet hy betaal vir dit nie. So daai konsep is ook dan nou goed vir die kliënt, die eindverbruiker, hy betaal so ek bestel, betaal daai tyd, maar ons weet die goeders is reg, voordele, maar dit is 'n wen-wen situasie. Ja, absoluut. Daar's min goed wat 'n wen-wen is, maar dis wragtig een. So hy moet net sy planter beskikbaar maak vir 'n inspeksie en dan word die betalings en die herstel eers later gedoen. Uitstekend, daai.
Dankie baie. Okay, so belangrik is, nê, is kom met hulle in kontak, maak seker dat jy jou planter en al jou goeders deurtrek en luister nie, 'n live video is nie maklik nie. Dis nie jou maat nie, nê. Ten minste weet julle hierdie goed's altyd opreg en dit is hoe dit hardloop. So, maak seker dat julle met in kontak kom. Ek's ernstig as ek sê as min goed wat 'n wen-wen is, maar hierdie is een van hulle. Dis die van Farm Spice af tot volgende keer. Groete.